So ja, jy kan die Zimbabweërs terugjaag oor die Limpopo as jy wil, maar solank hierdie ANC-syndikaat by ons in regering is, gaan die probleme nie net weggaan nie. Die gord is gaar, hier by ons en ook oor see. Op al wat 'n nuusblad is, word daar arm gedruk oor immigrasie, oor immigrante en veral oor onwettige immigrante. Die mense raak kwaad. Eintlik vir hulle eie regerings wat niks doen omtrent hulle bekommernisse en frustrasies nie. En jy kan verstaan waarom niemand op daardie spesifieke koning se eiland nog enigstens lus gehad het vir enige van Keir Starmer se toesprake nie. 7 eerste ministers in 10 jaar vir die Verenigde Koninkryk. Die een so slap in die gewrigte soos die ander, en daar staan hulle nou, 'n woedende bevolking, een van wie te lank verwag is om voor diversiteit en sosiale geregtigheid te buig, en wat in hoë Brits vermaan is wanneer hulle bekommerd sou raak oor die gevolge van 'n kraan van onwettige immigrasie wat net nie ophou drup of loop nie. Was die Britte regtig woedend of waaksaam genoeg, dink jy? Wonder. Hier by ons is die mense kwaad oor buitelanders, sê hulle. Hulle sê op hulle beurt weer, hulle werke word gevat deur immigrante uit ons buurlande. Hulle mis tog effens die punt dat 'n swak ekonomie en die gevolglike werkloosheid eerstens te maak het met 'n swak regering, onder wie werkloosheid eenvoudig toeneem, en onder wie se leierskap ook buurlande se vrot regerings altyd maar net toegelaat is om daar te kan plunder tot die koeiehuis toe kom. En dan kom kuier hulle mense hier by ons. Soms met 'n groter desperaatheid vir werk as hulle mededingers. So ja, jy kan die Zimbabweërs terugjaag oor die Limpopo as jy wil, maar solank hierdie ANC-syndikaat by ons in regering is, gaan die probleme nie net weggaan nie. March and March, dis die kreatiewe naam waaraan 30 Junie nou geken word. En dit gaan glo rof gaan op daardie dag. Dis nou die dag van optog teen buitelanders of 'n anti-immigrasie optog, soos hulle sê. Ek hoor daar gaan selfs dreigend vir mense op straat gevra word om Afrikaans te praat, net om te kan hoor of hulle van hier is. Sê nou onmiddellik vir my, Bloukop Kogelmander, of daar is moeilikheid. Was die mense maar so kwaad vir hulle eie regering wat Suid-Afrika tot hier gebring het. Daai ouens wat so agterkampstige soewereiniteit wil skuil. Die Amerikaanse ambassadeur, Brent Bozell, probeer mooi praat en sê hoe die vlerkslepery met Iran en met China nie vir Amerika gelukkig maak nie. Daar is ook herhaaldelik gesê wat die eise is oor raswette en kiel de boer of oor onteieningswetgewing vir die FSA om 'n goeie verhouding met Suid-Afrika te hou. En dan as PEPFAR-fondse gesny word of AGOA in die weegskaal kom, wel dan is dit skielik wreed. Ja, soos altyd lei die heel armstes dan. Hierdie March and March se slagvelde gaan maar weer daar plaasvind waar mense reeds min het. Moenie haat nie, vra Jordan Hill Lewis dan daar uit Kaapstad. Dis nou sy groot boodskap. Nee, maar lekker. Moenie haat nie. Maar goed, wat staan nog op ons nuusblaaie gedruk? O ja, swart mense moet ook in die ekonomie deel, sê Cyril Ramaphosa, en hy trek weer los en verdedig weer swart ekonomiese bemagtiging met sy kenmerklike oneerlikheid daaroor. Dis nie dat SCB nie swart mense toelaat om in die ekonomie te deel nie, maar watter swart mense praat ons nou weer van, julle weet. Kyk maar hoe rol Kat Matlala in sy Rolls Royce rond. 'n Lekker spekvet 360 miljoen rand tender met die polisie. Moontlik gemaak deur hoës in ons strafregstelsel self, polisieleierskap en onder toesig van ons geagte politici. Hy wil nou skuldig pleit, sê Kat, maar hy soek 'n pleitooreenkoms. Ja, doen hulle nie maar altyd nie. Ek sien 'n paar ander opskrifte ook uitspring. Is nou die oor Piet Viljoen wat in die Kgosi Mampuru 2 gevangenes sit en bak, en oor nog 'n skietramp net by die Kreer Wildtuin. Kan die teespoed nie ons park nou maar met rus laat nie, hè? En dan nog 'n paar opskrifte wat jy sal laat ril. Alles verbrokkel daar in Johannesburg. Blykbaar ook die brûe oor die M1 en die M2. Maar ai, daar's nie geld nie, sê hulle. En dan nog opskrifte. Pleknaamveranderings, wil jy nou meer?
Daar is toe geld. Kyk hierdie een. Jy sou 'n groter kans gehad het om 'n werk tydens die Groot Depressie te kon kry as deesdae in Suid-Afrika. Wel opbeurende nuus vir die Groot Depressie daai, maar is onwaar vir Solidariteit se werksoekplatform. Gaan klik op hierdie skakel. Ook ander slegte nuus hier vir salaristrekkers. Hierdie gaan oor inflasie wat verhogings verpletter. Maar ag, ons ken dit, behalwe vir hierdie ou van Absa. Hy ken dit waarskynlik nie. Kry seker 'n paar sent vir elke minuut wat hulle jou laat aanhou op hulle kliëntedienslyn. Jy weet enigiets is moontlik. Dit sous immers nou so in die dorre Suidwes-Afrika dat stappers uit die Visrivier Canyon gevis moet word. Moderne wonderwerke. Kyk nou net daar. Bafana is deur na die tweede ronde van sokker se wêreldbeker. Weliswaar saam met 'n rekordgetal van 31 ander spanne wat volgens die nuwe reëls uit die groepfase kan vorder. Maar hulle behoort sulke reëls mos goed te ken. Hier in Suid-Afrika verlaag ons mos graag die standaarde om sodoende die getal gegradueerdes te verhoog en spog dan met die slaagsyfers. En dan eendag tref die koue water jou vol in die gesig. Ons land staan voor 'n paar sulke vraagstukke tans. Dit help toe nou nie om die koorsmeter te breek omdat jy nie van die koors gehou het nie. Net 15% van ons munisipaliteite kry skoon audits. En tog woeker die regering steeds in 2026 met die politiek van ras. Ja, nee, is swaar. Ek dink die tyd is reg vir die ANC om te leer hoe erg verkeerd hy was.